Welkom by sessie 10 van module 2. In hierdie sessie wil ons bietjie meer gesels oor ons liggame. Hoe ons liggame versorg en ook die rol wat ons liggame speel in ons hele lewe as disippels van Jesus Christus. Nou, dis baie belangrik om te verstaan dat ons baie maklik van ons liggame eintlik 'n afgootjie kan maak. Dat ons so geleer het om te probeer om in alle opsigte te beantwoord aan die behoeftes van ons liggame. Wat ons wil hê, wat ons gerieflik vind, wat vir ons lekker is, wat vir ons gemaklik is. En baie maklik jou lewe so kan inrig dat jy net jou liggaam wil bevredig, ook op maniere wat nie noodwendig goed is vir jou nie. En daarom is dit verskriklik belangrik dat ons moet verstaan dat ons oorgawe aan God sluit meer in as net 'n innerlike geestelike oorgawe. Dit gaan daaroor dat God in jou liggaam kom woning maak en in jou liggaam wil heers en dat jou hele liggaam 'n instrument is om God mee te verheerlik. En ek hou geweldig baie van wat Dallas Willard daaroor skryf. Ek gaan hier 'n hele paar van daai goed noem wat hy sê. Maar die een punt wat Dallas Willard baie beklemtoon, is dat hy sê dat ons amper in die gewoonte moet kom om dit wat Romeine 6 vers 13 van ons vra gereeld te doen as 'n doelgerigte handeling. Daar staan dat soos wat ons vroeër ons liggame in diens gestel het van die sonde, moet ons nou elke lid van ons liggaam, elke deel daarvan, in diens van God stel as werktuie om te doen wat God wil. En dan stel Dallas Willard voor dat jy gereeld voor God gaan sit, gaan staan, gaan lê en doelbewus na hom toe kom en sê, Here, hier is ek. Ek gee my liggaam oor, elke deel daarvan. En jy kan begin by jou kop, jou verstand, jou oë, jou ore, jou mond. Gaan dwars deur jou hele liggaam en gee doelbewus elke deeltjie van jou liggaam oor aan God in sy diens, dat hy daarmee kan doen wat hy wil. En daarmee saam sê Willard dan dat dit belangrik is dat jy op die punt sal kom dat jy nie meer jou liggaam verafgod nie. En nie toegee aan elke behoefte of begeerte van die liggaam nie. Dat jy weet, dit is primêre instrument om God mee te verheerlik en nie vir jou om al die liggaamse begeertes of verlangens te bevredig nie. Nou, hy noem daar verskillende dinge, dat ons nie ons liggame moet gebruik primêr vir sensuele genot of seksuele genot nie. Dat ons moet waak daarteen om toe te gee aan sulke versoekings net om my eie behoeftes te bevredig. En dat ons ook nie in aansluiting by wat ons in die vorige sessie gesê het, ons liggame sal gebruik om ander mee te manipuleer, te domineer of te intimideer nie. Dat ons bewus sal word van daardie ou patrone wat nog in ons aanwesig kan wees en dat ons sal leer om dit af te lê, en teen te staan en te laat gaan. En dan noem hy een wat ek dink nogal baie belangrik is in ons dag en tyd, wat hy sê ons moet waak daarteen om ons liggame te oorwerk, in te span tot so 'n mate dat dit ons gesondheid negatief beïnvloed en selfs kan lei tot ernstige traumas of siektes, hartversaking of wat lei tot hartomleining operasies of ernstige siektes wat jou in die hospitaal laat beland, uitbranding. En dit sê hy het uiteindelik 'n soort van 'n siekte van ons tyd geword. Dat mense hulle self so graag wil bewys dat hulle doodgewoon hulle eie grense oorskry en hulle self oorwerk. En dit alles ter wille van geld, prestige, bevordering, om iewers te kom in die lewe. Sien, dit gaan weer daar om jouself te probeer bewys. Daarom is dit belangrik om ook jou liggaam te versorg en te dink aan hoe jy jou liggaam versorg deur byvoorbeeld gesond te eet, gesond te leef, goeie oefening te kry, genoeg rus en ontspanning te kry. En dan noem hy ook daar dat een van die baie belangrike ritmes in ons lewens is om tyd te maak vir 'n sabbat, 'n tyd waar jy net kan ontspan en afvat van alle werk. Daardie gejaagdheid, die rotteresies soos ons sê. Kyk, daar's mense vandag, en ek dink almal sal dit weet, wat so ingestel is op prestasie en sukses en om meer geld te maak, om meer te bereik, dat hulle eenvoudig net nooit hulle selfone kan afsit en net kan fokus op hulle eie versorging, hulle gesin, hulle wederhelft, ontspanning net om te wees nie. Want
as ek my selfoon vir 'n uur afsit, kan ek 'n groot kontrak misbring of ek kan 'n groot geleentheid laat verbygaan. So daai begeerte na groter en meer en nog meer te bekom is so sterk dat mense eenvoudig, baie mense net nooit afskakel nie, nooit tot stilstand kom nie. En so 'n tipe lewe kan fataal wees vir die geestelike lewe. Dit lei net tot 'n plek waar jy baie moeilik God se stem kan erken, baie moeilik tot rus kan kom, baie moeilik ruimte aan God gee om werklik jou gedrag te bepaal, want jy word absoluut gedryf deur meer en groter en hoër en verder. So dink baie goed daaroor na en dink daaraan, hoe kan jy ritmes in jou lewe inwerk sodat jy meer tot stilstand kan kom, meer rus kan kry, meer kan fokus op dit waarmee God besig is. En ook 'n Sabbatdag hê waar jy werklik tyd aan God kan gee, tyd met hom kan spandeer. Net om te ontspan en te rus. Dit is wonderlik byvoorbeeld om dit in die natuur iewers te doen, waar jy wegkom van al die geraas en die verkeer en selfone, net in die natuur. Die natuur het 'n geweldige positiewe impak op, veral in plekke soos in die veld, in parke, waar jy tussen bome is, tussen voëls, lopende water. Dis alles dinge wat 'n geweldige groot impak het en invloed het op ons menswees. Dis dinge wat ons laat ontspan, laat rustig raak, wat vir ons 'n ruimte maak waar daar net 'n groter rustigheid kom om te kan onderskei waarmee God besig is. En bietjie die groot geraas in my kop net een kant toe te sit, te laat gaan, sodat ek regtig ingestel kan bly op dit wat God van my vra. Jy weet, ek glo daar is niks wat 'n groter bevrydende effek op jou lewe kan hê. Die oomblik as jy hierdie ou dryfvere kan afsterf en kan ophou probeer om mense te domineer, te manipuleer, te intimideer, dat jy aanvaar, jy hoef nie in beheer van alles te wees nie, want jy kan daai beheer aan God oorgee, van hom vra om jou te lei. Jy kan glo dat jou sekuriteit nie alleenlik van jou eie vermoëns afhanklik is nie, maar dat God beloof het, dat as ons werklik oorgee aan hom, dat as ons eers sy koninkryk soek, as ons leer om na hom te luister, dan sal hy vir ons sorg, en hy sal vir ons gee wat ons nodig het. Lees weer Matteus 6, daai verse van vers 25 af, en ontvang dit, glo dit. Jy kan by hom tot rus kom, want hy sê, almal wat oorlaai en vermoeid is, kom na my toe, ek sal julle rus gee. Dis geweldige, belangrike fasette van die lewe van 'n disipel, om net te leer om stadiger te leef, met meer aandag te leef, om jou liggaam ook beter te versorg. Want 'n liggaam wat oorwerk en oormoeg is ook 'n liggaam wat baie vinniger reageer, baie meer reaktief is, baie gouer jou meer verloor, baie gouer ongeduldig raak, baie gouer onplesierig raak, ook met jou eie familie, jou eie gesin. So dit kan net lei tot 'n mens wat nie maklik is om mee saam te leef nie. So ek sê weer, jy weet, hierdie goed wat ons hiermee besig is nie teorie nie. Dis werklik dinge wat 'n groot verandering in jou totale lewe, in jou gesinslewe, in jou lewe by die werk en oral tot gevolg kan hê, as jy dit ter harte neem en dit begin toepas. So luister goed hierna, vra wat dit vir jou sê op hierdie stadium en hoe jy dit deel van jou lewe kan maak. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.